Ons skriflesing vanoggend is uit die Psalmboek uit, Psalm 133, en jy is welkom jou Bybel daar oop te maak. Ons gaan die hele Psalm lees, en as jy ook jou Bybel gebruik op jou foon, die Bybel app, YouVersion, is jy welkom om daar oop te maak. Voordat ons by die skrifgedeelte kom, wil ek jou neem terug in tyd, na 1961. Ek weet meeste van ons was toe nog nie eens gebore nie. Maar in die stad Berlyn is daar skielik oornag heininge, draadheininge met wagposte opgerig, wat hierdie stad in twee verdeel, Oos- en Wes-Berlyn. Uiteindelik is die muur gebou, die Berlynse muur, die bekende muur, wat hierdie stad, hierdie gemeenskap verdeel. Geboue is verdeel. Dit is baie interessant, daar is foto's beskikbaar soos hierdie een, waar daar 'n gebou was, wat die sypaadjie was aan die weste kant en die gebou aan die ooste kant, en mense het hierdie gebou gebruik om deur die vensters te klim van een kant na 'n ander, en later moes die regering hierdie geboue se vensters ook toemaak. Maar dit was nie net gemeenskappe, woonbuurtes en geboue wat verdeel was nie. Families is verdeel. Gesinne is verdeel. Daar's 'n foto van 'n oupa en 'n ouma wat aan die ander kant is van die muur, en kinders aan hierdie kant, oupas en oumas wat hulle kleinkinders dalk nog nooit gesien het nie, of nie gesien het vir 'n lang tyd nie. En die ouers moet die kleinkinders oor die muur lig. Kan jy dink, as jy vandag 'n oupa en ouma is, daar's geen manier om jou kleinkind te sien nie. Hierdie foto van die twee kleintjies voor die muur opgerig is, die draadheining, en waar hulle uitreik, wat eintlik spreek van 'n gemeenskap wat sê, ons wil nie verdeeld wees nie, wat uitreik na mekaar. 'n muur wat families verdeel. Daar's 'n aangrypende foto wat geneem is ongeveer so 2 jaar na die muur opgerig is, 1 Desember maand, waar die grensposte oopgemaak is en mense kon vrylik beweeg vir 'n dag. En 2 broers wat mekaar omhels vir die eerste keer in 2 jaar. Vir minute mekaar vashou. Kan jy dink wat in daai oomblikke net gebeur tussen 2 broers wat hierdie verdeeldheid beleef en nou mekaar kan sien? Mens dink terug in hierdie tyd en dan wonder mens, maar hoe kon dit gebeur dat daar 'n muur reg in die middel van 'n stad gebou word? En dan besef ek, ons het dalk nie sigbare mure in ons dorp of in ons stede nie. Maar is daai onsigbare mure. Daar's daai onsigbare mure wat huwelike verdeel. Die onsigbare mure wat families verdeel. Wat gemeenskappe verdeel. En die boumateriaal vir ons is dalk nie stene en draad en sement nie, maar daar's boumateriaal soos onvergifnis, soos misverstande. Baie keer net soos hierdie seer wat gesê word aan mekaar, dade, woede, en die lys kan aangaan, soveel dinge wat veroorsaak, dat daar hierdie onsigbare mure opgerig word in families, huwelike, gesinne en selfs in die kerk. Hierdie muur is uiteindelik afgebreek. En die gemeenskap, daar's volop foto's beskikbaar, hoe die gemeenskap saamwerk en opgewonde is om hierdie muur uiteindelik af te breek. Daar's selfs foto's beskikbaar waar kinders hamers neem in hulle hande en hierdie muur afkap. Ek weet van ten minste een stad hier in Suid-Afrika, Kaapstad, waar daar 'n gedeelte van die muur, van die Berlynse muur, in die middel van ons stad staan. En dit is aangrypend om langs daai stuk muur te gaan staan en te gaan sien wat mense op hierdie muur geskryf het, maar om herinner te word
daar nie mure hoort in ons gemeenskappe, in ons families en in ons verhoudings nie. Ons sluit hierdie reeks af. Vervulde lewe. En vanoggend spesifiek die ritmes van verhouding. En dis deur hierdie ritmes in te bou, en onthou, ons het in hierdie 5 weke gesê, ware vervulling lê net in Jesus Christus. Ons kyk in die rigting van Jesus Christus. En daarom vra ons ook maar, wat is die ritmes wat Jesus in sy lewe ingebou het, wat ons kan inbou, wat vir jou en my kan bring na 'n vervulde lewe, 'n volkryk lewe. En vanoggend, verhoudings. Psalm 133, die hele Psalm, dis net 3 verse. Hy sê, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dis soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dis soos die dou van die Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seun 'n lang, lang lewe. Hoe lyk 'n lewe wat hierdie ritmes van verhouding inbou, waar daar gesonde verhoudings beleef word? Ek wil die volgende dinge noem. Eerstens, uit hierdie Psalm uit. Dis mooi. Tweedens, dis heilig. Derdens, dis verfrissend. En vierdens, dis ewig. Eerstens, dis mooi. Kom ons lees weer saam, hoe begin hierdie Psalm, en ek haal vir ons aan uit die boodskap uit. Die boodskapvertaling sê, hoe mooi, hoe wonderlik, as broers en susters regtig vir mekaar lief is. Dis mooi. Hierdie Psalm, hierdie gebed begin nie met 'n versoek nie. Maar hierdie gebed begin met 'n verklaring, dit begin met 'n uitroep. Hy sê, dis mooi, wanneer ons werklik vir mekaar lief is. En ek seker daarvan, jy sal met my saamstem. Dat wanneer ons rondom ons kyk en ons sien 'n huwelik wat gelukkig is, dan kyk ons en ons sê, dis mooi. Dat wanneer daar iemand is, 'n skoonseun is wat oor die weg kom met sy skoonma, dan sê ons, dis mooi. Ek het nie gesê is maklik nie. Dis mooi. Dat wanneer ons na families kyk en daar's gesonde verhoudings, wanneer ons na 'n kollega-span kyk, by jou werkplek, en jy sien, hier's mense wat werklik vir mekaar omgee, en nie net hulle eie gewin soek nie. Wanneer jy na 'n gemeente kyk, wanneer jy hier instap, en jy sien, ek ervaar liefde en omgee, dis mooi. Dis mooi. Wanneer jy deel is van 'n gemeente, en jy kyk na die bedieningsspan, hulle wat in die week hier werk, die predikante, hulle wat op die naweek bedien, in ons aanbiddingsspan, en jy sien ons gesonde verhoudings, dan sê ons, dis mooi. Maar ons ken ook die teendeel. Dis nie mooi, wanneer jy sien, daar's 'n paartjie wat nie goed is vir mekaar nie. Dit raak 'n mens, as jy sien, en jy hoor van families, waar daar verhoudings is, wat nie lewegewend is. Waar daar mense is wat sukkel om mekaar te vergewe. Ons almal beleef dit. Ons almal leef in die regte wêreld. Dis nie mooi nie. Dis nie mooi as jy in 'n gemeente is en jy voel, daar's verdeeldheid. Jy hoor van kerke, gemeentes wat skeur. Dis aaklig as jy stikkende verhoudings sien, as jy mense sien wat selfs eensaamheid en isolasie beleef. Ek dink dis hoekom ons in die begin van die skrif lees, sommer in die begin, waar God keer op keer na die skepping kyk en hy sê, dis goed, dis goed, dis goed.
En die eerste keer waar God sê, dis nie goed nie, kyk hy na die mens en hy sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. As ek dink aan eensaamheid word genoem die siekte van ons tyd. Dan dink ek aan die voorbereiding van hierdie reeks, toe ons begin werk het aan hierdie reeks, 'n foto wat ek ontdek het en 'n storie van 'n man met naam van John Paul Getty, en een van die foto's wat geneem is, kort voor sy dood. Hy was een van die rykste persone van sy tyd, 'n oliemagnaat in Amerika. En hierdie foto's van hom geneem, waar hy sit by die lang tafel, jy kan nie die hele foto sien nie, maar hierdie tafel is letterlik meters. Hierdie man is omring deur weelde, kandelare en skilderye, alles wat sy hart begeer. Maar daar's twee dinge van hierdie foto wat my opval. Die eerste ding is, daar's geen teken van geluk op hierdie foto nie. Jy kan dalk nie nou sy gesig sien nie, maar die man, hy sukkel om te glimlag. Jy tel glad nie joy op in hierdie foto nie. En die tweede ding wat my opval is, en jy het dit ook nou gesien, hy sit alleen by die tafel. Daar's niemand om hom. En wanneer jy gaan lees oor sy lewe, kom jy agter, maar sy lewe, alhoewel hy alles gehad het wat sy hart begeer, agter hom was daar 'n string gebroke verhoudings. 'n Paar huwelike, 'n paar wat nie uitgewerk het nie. Konflik met sy kinders en sy kleinkinders. Dat ware vervulling lê nie in dinge nie. Jy kan omring word deur al die dinge wat jou hart kan begeer, maar wanneer daar nie gesonde verhoudings is nie, sukkel jy om vervuldheid te beleef. Hierdie Psalm kom en hy sê heel eerstens, dis mooi. Maar dan tweedens, dis soveel meer as net mooi. Gesonde verhoudings. En hier is die tweede gedagte. Dis heilig. Met ander woorde, dit praat iets van God se teenwoordigheid. En as jy moet vra, wat is die hart agter ritmes van verhouding? Is dit juist die karakter van God? Dat wanneer Jesus net voor sy dood bid vir ons en vir sy disippels, bid hy en hy sê, Vader, ek bid dat hulle een mag wees, net soos wat ons een is. Dis God se karakter, eenheid, gesonde verhoudings, en hy sê, dis wat hy bid vir ons. Met ander woorde, gesonde verhoudings, ritme vir gesonde verhoudings, is nie net mooi nie, asseblief hoor dit, sien dit, dis heilig. En daarom kom hierdie psalmdigter en hy skryf die volgende in vers 2, hy sê, dis soos die reukolie van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Olie. As jy lees van olie en jy dink oor olie in die Bybel, dan kom jy agter, maar olie was vir verskillende dinge gebruik. Olie was baie duur. Daarom, as jy het gehad het, het jy ook baie spaarsame gebruik. 'n bietjie olie hier en 'n bietjie daar. Hierdie Psalm praat van 'n oorvloed olie wat afloop. Olie was onder andere 'n geneesmiddel gewees. Daar's soveel keer in die skrif wat ons lees van die genesingskrag van 'n olie. Daar's nie genoeg tyd om alles nou te noem nie. Dis van ons wat genesing nodig het in verhoudings. Daai olie. Olie praat van die teenwoordigheid van die Here, van salwing. Konings en priesters is gesalf met olie, afgesonder. En daarom hierdie Psalm praat ook van die hoëpriester Aaron. Olie in die Bybel was baie duur geweest. Jy kan onthou ook in Jesus, toe Jesus op aarde was, eerste eeu, toe die vrou daai olie oor sy liggaam uitgooi, hoe die disippels geknars het op hulle tande, hulle vuiste gebal het. Hulle sê, hier is 'n vermorsing van geld. Dit was die waarde, gelyk staan aan wat sy oor Jesus uitgegooi het, was 'n jaar en 'n half se salaris. Hulle het amper 'n geestelike spier gerek. En nou lees ons van hierdie olie.
En in die Psalm kom en hy sê, dis 'n oorvloed, dis nie net 'n druppel nie, dis wat oorloop. Olie in die Bybel is nie net 'n geurmiddel nie, maar dit praat van God se teenwoordigheid en God wat beweeg. En dis wat nodig is ook in ons verhoudings. As daar mense is wat weet hoe heilig dit is om in gesonde verhoudings te wees, is dit mense wat gewoon het in 'n baie klein dorpie, weer eens in Duitsland, dorpie met die naam van Heidelberg. In die middel van hierdie dorpie vind jy 'n kerk. Hierdie kerk is reg in die hart van hierdie dorp. Nie op 'n berg ergens buite die dorp nie op 'n ver afgeleë gedeelte wat jy sien op 'n afstand nie, in die middel waar almal beweeg en leef. Maar in hierdie kerk was daar 2 groepe mense gewees. En hierdie 2 groepe mense kon nie met mekaar oor die weg kom nie. 2 groepe mense wat in Jesus Christus glo, maar die uitleef van hulle geloof het hulle anders gesien. Daar was gereeld konflik gewees. En in 1706 gryp die regering in en sê ons het vir julle 'n oplossing. Nou in hierdie foto sien jy ook die binnekant van die kerk, maar wat ons nie sien nie, is die oplossing van die regering in 1706. En jy kan nou al raai, wat was die regering se oplossing? Die regering sê, kom ons bou 'n muur in die middel van hierdie kerkgebou. En die een groep kan ontmoet in die ooste en die ander groep in die weste. Nou kan jy dink, dit klink vir ons belaglik, maar kan jy dink, as ons bestuursraad oor 'n week moet kom en sê, ons gaan 'n muur bou in hierdie teater van Kruikgemeente en hierdie gemeente verdeel in 2 groepe as ons nie oor die weg kan kom. Kan jy dit dink? Hier, reg in die middel, bou ons volgende week 'n muur. Kom ons dink aan van die goed wat ons verdeel. Kom ons begin by iets lig. Kom ons sê, van volgende week af sit al die Bloubil ondersteuners aan hierdie kant, dis seker 2 of 3 van julle, en die res van ons sit aan die weste kant. En ons gaan die EK net aansit vir hierdie mense aan die weste kant. Of dalk as jy 'n cheetah ondersteuner is. Ne? Maar wat verdeel ons gemeenskap nog? Wat daarvan as ons sê, kom ons kyk na ons ouderdomme. En ons sê, van volgende week af, almal onder 40 en almal bo 40. Almal wat hou van Afrikaanse aanbiddingsliedere en die van julle wat nie omgee of ons Afrikaans of Engels sing nie. Almal wat stem vir 'n bepaalde politieke party en die wat stem vir die ander politieke party. Kom ons kyk na ons salarisstrokies. Almal wat bo 'n sekere bedrag verdien en almal wat onder daai bedrag verdien. Kom ons raak 'n bietjie dieper. Teologiese verskille. Julle wat oor sekere sake dink op hierdie manier en die res van ons. Moenie bekommerd wees nie, ons gaan nie 'n muur bou nie. Maar hoe belaglik klink dit? En hierdie muur staan in hierdie kerk vir 230 jaar. 230 jaar. Die liggaam van Christus is iets heiligs. Die verhoudings waarna Christus ons roep is nie net mooi, gesonde verhoudings, dis iets heilig. Ons het nie 'n fisiese muur hier nie. Maar jy weet 10-1 van families wat mure het. Ons verdra net mekaar. In my lewenstyd het ek al huwelike ontmoet. Mense wat in huwelike is, wat so leef met 'n muur. Ons is onder dieselfde dak. Ons het selfs ons eie kamers. Ons is net by mekaar tot die kinders uit die huis uit is. Verdeeldheid. Daar's kerke met onsigbare mure. Die liggaam van Christus. Psalmdigter sê,
hy sê, dis heilig. Dis heilig. En daarom kom Jesus in hierdie gebed voor sy dood, hy sê, Vader, ek bid dat hulle een mag wees. En dis 'n gebed wat Jesus nou al vir 2000 jaar lank bid. Dis 'n gebed wat ons kan bydra om te antwoord. Dis mooi, dis heilig. Derdens, dis verfrissend. Hy skryf in die Psalm aan vers 3 en hy sê, dis soos die dou van die Hermonberg wat op die berge by Sion val. Die Hermonberg is daar in die noorde van Israel. En jy sal weet, die Hermonberg, selfs in droë tye is hierdie berg groen. En hy praat nie, interessant, van sterk strome wat hardloop van hierdie berg nie. Hy praat van dou. Met ander woorde, dou wat elke dag daar is. Druppels. Nie noodwendig die sterk strome nie. Sterk strome is goed. Maar in die Psalm sê hy, let op iets anders. Die dou, dis verfrissend. Dis daai elke dag, kan ek jou terugvat na hierdie reeks toe, dis daai elke dag klein gewoontes. Eenvoudige gewoontes. Wat 'n groot impak maak. Ek dink aan die tienerpa en die tienerseun wat een keer 'n week tyd maak om met mekaar tyd te spandeer. Klein gewoontes. Ek dink aan die meisie wat een keer 'n week by haar oupa en ouma stop. Elke week, sy moet elke week haar oupa se selfde stories hoor. Maar sy stop elke week daar. Klein gewoontes. Ek dink aan die paartjie wat elke maand 'n date night het. Wat dit uitsit, wat dit beplan. Aan die twee vriende wat tyd maak om saam te draf, inskryf vir 'n marathon, oggende vroeg mekaar ontmoet, afspreek om by die gym te kry, wat deur die loop van die dag, daai eenvoudige WhatsApp stuur, net sê, hoe gaan het met jou? Die tyd vir 'n koppie koffie. Daai een koffie, eenvoudig, baie eenvoudig, klein gewoontes, dis soos dou, dis verfrissend. Ek dink aan die persoon wat nie bang is om te sê, ek's jammer nie, ek het 'n fout gemaak, ek moes dit nie sien, ek vergewe my. Kom ons laat nie hierdie ding opbou tot iets lelik en iets groot nie. Jy sien, is daai klein gewoontes, daai eenvoudige gewoontes wat niemand eers van weet nie, wat onsigbaar is baie keer, wat die groot dinge word in ons verhoudings, wat almal wil hê. Die huwelik, waarna almal kyk en sê, julle lyk so gelukkig. Die familie wat so heg is, die gemeente wat omgee vir mekaar, klein gewoontes, week vir week opdaag by my klein groep, die gebedsgroep, die manne gebedsgroep, ons kry 60, elke 2 weke, ritmes, dis dou, dis die dou, die ritmes van verhoudings. Dis mooi, dis heilig, dis verfrissend, en dan laastens, dis ewig. Daai bekende gedeelte waar hy die Psalm afeindig en hy sê, want daar waar daar eenheid is, daar waar daar gesonde verhoudings is, sê hy, daar gebied die Here sy seën. Hy sê, die lewe tot in ewigheid. Dat dit wat jy en ek hier beleef in ons verhoudings, daai goeie, daai opbou, daai liefde, dis maar 'n prentjie, 'n klein prentjie en 'n voorskou van dit wat kom in ewigheid. Dis soos die pa wat 'n jong seun het en sy seun was nog nooit in 'n teater gewees, 'n filmteater nie. En die pa sê, jy's groot genoeg, ek en jy gaan vanaand na die teater toe en ons op die groot skerm saam 'n film kyk. Hy sê, maar ek gaan jou 'n voorskou gee, kom sit gou hier by my. En hy maak sy laptop oop en hy wys vir die seentjie die voorskou van die film vir die aand. Hy maak sy laptop toe en hy het nog 'n paar dinge om te doen voordat hy in die kar klim om te ry. En die seentjie hardloop na sy mamma toe en hy sê, mamma, ek's opgewonde, weet jy wat? Ek was nou net by die fliek gewees. En die mamma sê, nee,
Dit wat jy nou beleef het, was nie die fliek nie, dit was 'n voorskou gewees. Dit wat jy vanaand saam met pappa gaan beleef, gaan baie meer wees, gaan langer wees, gaan groter wees, en gaan beter wees. En elke keer, wanneer jy en ek hierdie ritmes van verhouding in ons lewe inbou, is ons besig om vir die wêreld en vir onsself te sê, daar's iets groter wat vir ons voorlê. 'n Lewe saam met Christus. Hierdie is 'n voorskou. Hierdie omgee is 'n voorskou. Hierdie liefde is 'n voorskou. Hierdie vergifnis wat ons uitleef is 'n voorskou. Hierdie woorde van lewe wat ek in jou lewe inbou, is 'n voorskou van dit wat gaan kom. Ons gaan vanoggend ook saam bid vir die persone wat gedoop is. Julle is welkom op die verhoog te kom. Dankie. Ons gaan saam bid ook nou vir hulle. Maar as jy dink aan die gebed wat Jesus gebid het, net voor sy dood, dat Jesus bid dat ons een mag wees. En as jy dink aan ons leefwêreld, vir meer as 2000 jaar nou al, probeer ons die wêreld, die gelowiges probeer die wêreld oortuig dat Jesus Christus die Here is. En daar's baie kursusse beskikbaar. Daar's baie debatte. Daar's baie argumente. Maar dis Jesus wat in hierdie gebed vir ons kom wys, daar's iets wat julle mis. Julle is welkom om vorentoe te kom en hier voor te kom staan. Dankie. Ek kan sommer saam hoor. Dankie, julle kan hier voor. Kom, julle kan nader staan. Dankie. Dankie. Daar's iets wat Jesus vir ons wys, wat meer effektief is om mense te bereik, om mense te oortuig dat Jesus, en ek wil nie eens die woord oortuig gebruik nie, dat Jesus Christus die Here is. Dit gaan nie gaan oor 'n goeie preek nie. Dit gaan nie gaan oor die beste argument nie. Kan ons ophou argumenteer? Dit gaan nie daaroor gaan nie. Want jy kan in 'n kantoor wees met iemand wat so intellektueel is en hierdie ding probeer intellektueel uitwerk. Jou beste argument gaan soms nie 'n duik maak. Weet jy wat gaan 'n verskil maak? Jesus sê, is iets wat julle van vergeet, is liefde. Is liefde. Johannes 13 sluit hy die gebed af. Hy sê, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Dis liefde. En ek wil namens die gemeente ook vir julle sê, baie geluk dat julle vandag ook gedoop is. Julle is deel van die geloofsfamilie van Jesus Christus. En mag julle ook beleef in hierdie geloofsfamilie, dat julle die liefde van Jesus Christus beleef. En mag julle dit ook uitleef in julle leefwêreld. En dis my gebed ook vir ons as gemeente, dat hierdie gemeente 'n gemeente sal wees, al hoe meer, wat bekend staan as 'n gemeente wat mense liefhet. Dat wanneer iemand hier instap, hulle nie sal praat oor die beligting, en oor aanbiddingsspan, en oor die preek, en oor al die ander goedjies nie. Maar dat hulle eerstens sal sê, hier's liefde. Liefde, die teenwoordigheid van Jesus Christus is hier. Mag ons 'n gemeente wees, mag ons individue wees, wat 'n lewe van vervulling beleef. Vervulling wat ons ontvang in Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam, en ons bid ook vir hulle. Here, dankie vir hierdie reeks, die vervulde lewe, en dat ons vervulling in U kan vind. U kom gee vir ons lewe, en lewe in oorvloed. En ek bid ook dat U elkeen van ons sal help om kreatief te kom dink oor ons ritmes, ons gewoontes. Here, vergewe ons as daar areas in ons lewe is, verhoudings is waar ons mure opgerig het. Die kruis van Jesus Christus, U dood, is nie net 'n brug nie, maar is 'n swaar hamer wat mure van verdeeldheid kom afbreek. En daarom bid ek, Here, kom breek mure af in huwelike, in gesinne, in families, in skole, in werkplekke, in kerke, in ons gemeenskap. Mag ons 'n gemeenskap wees sonder mure.
En Here, mag ons op verrassende maniere hierdie week U liefde sien en ervaar. Deur 'n WhatsApp, deur 'n koppie koffie, deur die vriendelike kyk of gesels van 'n kollega. Dankie daarvoor. Mag ons mense wees wat ons tafels oopmaak, ons koffietafels en ons eettafels vir mekaar. Ons bid dit in U naam. Dankie vir hulle wat gedoop is. En mag hulle ook geestelike groei beleef. Dankie vir hulle gehoorsaamheid. U vul hulle met U Gees ook vir hierdie pad van disippelskap. En saam met die hemele juig ons vandag oor elkeen wat gedoop is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.